Welkom by hierdie week se aflewering van die Rally Dagboek, 'n weeklikse potgooi wat handel oor rally in Suid-Afrika en die res van die wêreld. My naam is Isak Beitel, ek is aktuaris van professie, maar 'n groot aanhanger van hierdie spesiale kategorie van motorsport. En soos ouer gewoonte, aan die ander kant van die mikrofoon sit my mede-aanbieder en die werklike kenner van alles wat rally aanbetref, die alombekende Stompie Meinhardt. Hallo julle, ek is Stompie Meinhardt. Ek bly hier in 'n klein dorpie in die naam van Stella, ons boer hierso en ons is baie bevoorreg om vandag vir oom Boudou Bertold te hê om mee te gesels. Is een van die pioniers en werklike dryfvere van die sport se ontwikkeling. Oom Boudou, baie welkom by die Rally Dagboek en dankie dat oom ingestem het met ons te gesels. Ek dink ons gaan dit baie geniet en ek hoop oom gaan dit ook geniet. So hallo almal, ek is baie bly om hier te wees en ek waardeer om hier te wees. Jy is baie bekend in die Suid-Afrikaanse rally-kringe as deel van die eerste generasie wat hierdie kategorie van motorsport gedryf het en as beware geskep het tot waar dit vandag is met jou en jou mededingers se passie en volharding. So in my insiens is dit 'n motorsportkategorie wat mense se liefde en belangstelling vir motors kombineer met die buitelewe en natuur skoon en dan saam skep dit 'n ongelooflike avontuur. So as ons miskien kan afskop, wie is Boudou Bertold? Waar het jy groot geword? Ja, vertel ons 'n bietjie van hoe jy op die ouend toe besluit het om te begin in motorsport. Ek het altyd sport gespeel op skool. Rugby, swem, tennis, golf, squash, al daai tipe van goed. So ek moet iets buite kan doen. Ek kan nie in die huis sit en boeke lees nie. Dis nie wat ek wil doen nie. Okay. En toe was ek ook in die motorbedryf. Ek het 'n Volkswagen garage gehad teen daai tyd en ek het ook 'n Volkswagen engineering works gehad. In other words, crankshaft grinders, surface grinders, machines overall, conrods, rebore blocks and all that type of thing. So I'm an accountant, so I'm not a mechanic. But obviously ek het met karre gewerk die hele dag. Ek het 'n garage gehad met 8 mechanics. Ek weet wat daar aangaan. Ek het nie self aan die karre gewerk nie. Natuurlik het ek gewerk aan my kar. As ek, soos ek sê, in die begin kan begin. Toe ek omtrent 1 jaar getroud is, gaan ek met vakansie met my vrou na Heimwil toe. Ons het daar lekker gekuier en toe het ek in die Star koerant gelees, in daai tyd het elke donderdag 'n motoring edition gehad. Ek het altyd, elke week het dit gelees. Daar sê hulle, the last great adventure in Africa is the roof of Africa. Toe besluit ek dat ek saam met my vrou in haar Beetle gaan ons Sunny Pass klim. Maar dit was nie moeilik nie. Dit was lekker geweest. Die Beetle het maklik gedoen. En toe ongelukkig het die petrol in my gegaan. So I've got petrol in my veins. I've never been able to get rid of it. Okay. So what happened? I decided to enter the roof of Africa in a Beetle. En daai het ek 'n garage gehad net vir Volkswagens. So ons het baie onderdele gehad en daai tipe van goed en ons het gedink dat ons iets van Volkswagen geweet het. Maar dit is nou weer 'n ander storie want ons het natuurlik niks geweet. Toe vat ek daar Beetle en ek moet sê, ek wil nie oor geld praat nie. Maar dit was my vrou se kar, sy het elke dag werk toe gegaan met die kar, het het my R1500 gekos. Okay? Oom Boudou, nou sê vir my toe, voor oom hulle nou die roof gaan ry het, nou vir wie het oom geïnspireer? Was daar ouens wat oom geïnspireer het om die sport te doen? Ek het daai koerant gelees, jy weet, ek is mos mal. En toe hulle sê, it's an adventure, so that was an adventure for me. Okay, toe besluit oom gaan nou sommer die roof ry, met 'n kar wat ons self wil bou. Ja, ek is net mal soos die ander ouens wat ry. En ek sal vir enige iemand vra, het jy 'n dogter? En dan sê ja, sê jy het 'n dogter, sal ek vir jou sê, jou dogter kan maar doen wat sy wil, maar sy moenie uitgaan met enige ou wat iets met motorreisies te doen het nie, want daai ouens is mal. En dan sal jy mooi meisie verloor. Hulle is mal die ouens. Laat hulle liewer so met 'n rugby speler of 'n tennisspeler of iets van daai aard uitgaan. Baie beter. In 'n geval toe besluit ons gaan hierdie ding
aanvat. Maar ons het niks gedoen. Ons het 'n skietpleit voorop gesit en 'n eibaar om die kar na Lesotho toe gaan. Want die eerste in daai tyd was daar niks anders as die roof nie. Dit was die eerste off-road reis wat daar was. Toe gaan ons met ons Beetle, met 'n eibaar en die hubcaps was nog aan die kar. Niks gedoen aan die kar nie. En die interessante ding van dit is dat ons het die roof amper klaar gemaak. Ons was 7 kilos van die einde. Toe gee die engine op. En het was net domheid gewees. Want die Beatles in daai dae het 'n airfilter gehad wat met olie gevul is. Niemand sal in die sand, as julle is ons boere, julle sal nie in die sand ry nie, julle sal met 'n Donaldson filter ry, natuurlik. Maar ek het dit nie geweet nie, ek het dit uitgevind, en 7 kilos van die uit het die kar gesê, dis genoeg. Dit het my 7 jaar lank gevat, om die eerste roof klaar te maak. Ek weet nie hoeveel ek klaar gemaak het nie, ek weet nie, omtrent 40 jaar lank reisies gejaag, en het baie roofs klaar gemaak, Kalahari en al daai ander tipe van goed, maar as niks soos roof nie, ek wens ons kom weer 'n roof kry. Maar laat ek jou 'n paar stories vertel, en ek wil net sê, my seun Gary jaag nog vandag in 'n Toyota, en om probeer om 'n idee van prys te gee, as jy vandag 'n nuwe Toyota reisieskar wil koop, gaan dit vir jou omtrent 16 miljoen rand kos. En dis die regte nommer. Baie geld. Ja. As ek daar kan ingaan, jy het reeds in die vroeë 1970s aan off-road wedrenne, of terwyl wat vandag bekend staan as rally ride wedrenne deelgeneem, wat ook baie vroeg was in die sportsontwikkeling in Suid-Afrika. Kan jy vir ons 'n bietjie vertel hoe die wedrentoneel destyds gelyk, weer die voertuie, die voorbereiding, die roetes, weet in die algehele atmosfeer, en hoe dit verskil? Ek neem aan dit is baie verskillend van hoe dit vandag is. Daar was, ek sal dit off-road racing noem, jy sal dit natuurlik iets anders noem. Net hierso in Johannesburg het hulle 'n modder racing gehad. Eers met motorfietsse en daarna ook met karre. En die manne van Barberspan het soontoe gekom om daar deel te neem. En ek het daar elke maand gegaan om die racing te kyk, dus ek besluit ek moet saam hierso ry. Dus hoe ek na die roof gekom het. Dit was die eerste en toe besluit ek moet deelneem. Okay, dis baie interessant en ons het baie gehoor van daardie motorwedrenne. Wat toe later ook, ek verstaan daar was 'n baan gewees by Kreersdorp en toe later ook in die Wes-Transvaal. Wat kan jy vir ons vertel van daardie motorwedrenne? Het dit later ook baie kompeterend geraak en wou jy daarom wys dat jy voor die Barberspan manne kon bly wanneer dit daarby gekom het? Ek het nooit daai motorreis in Barberspan gesien nie. Ek het in die eerste Barberspan het ek deelgeneem. Maar dit is nou 'n paar jaar gelede. Ek kan nie enigiets vertel, maar ek kan jou nie van tyd sê nie. Ek kan net sê ek was by die eerste reisie by Barberspan, dit sal ek nooit my lewe vergeet nie. Want daai mense was anders gewees. Toe het jy nie van geld gepraat nie. Toe het jy gegaan na die sportklub na die reisie en daar was 'n lekker jol gewees. Die ou boeremusiek, die kinders het onder die tafel geslaap en gespeel. Nee, dit was wragtig iets anders. En wat ek nooit sal vergeet nie, as jy in Barberspan gery het, so omtrent 9 of 10 uur in die aand, het die sirene gelei. Dit wil sê, as jy nie van daai plek is, moet jy die stad verlaat. Hey? Oom Boudo sê vir my, nou was dit maklik of moeilik om hy Barberspan boere weg te ry, of het oom wat sommer maklik reg gekry, oom? Nee, ek het niks maklik reg gekry. Ek gesukkel, ek het in die modder gesit, ek het vasgesit. Hulle het my uitgesleep, ek het ander mense uitgesleep. Dit was die fantastiese ding. Jy sal nooit mense in die lewe ergens anders ontmoet, soos die manne van die off-road reisies nie. Ek onthou, die een jaar lê ek derde in die roof. Okay, derde overall. My ou maat Philip Malan sit vas voor my. Toe stop ek met my beetel, toe stop ek en ek probeer hom uitsleep. En dit is off-road racing.
As jy iemand sien wat vassit, jy stop en jy help hom. As hy geen petrol of hy sit voor die modder in die rivier, jy kan nie verbyry nie, werk nie so nie. Nee, dit is so in Boude. Vandag werk dit bietjie anders. Die manne stop nie sommer vir 'n ou nie. So, Well, I want to tell maar you something, the thing that I'm most proud of, in those days they had a special trophy called the Spirit of the Roof of Africa. I won that trophy. That is more important than coming first or second or whatever the hell you want to call it. The spirit means that you help other people. I won that trophy. I'm very proud of that trophy. Ja, dit is wonderlik en dit vertel baie. Ek dink ook by die Dakar Rally inbring is daai spirit of the Dakar. Weet wat hulle toeken vir iemand wat iets spesiaals gedoen het op 'n sportgebied om ander te help. As ons 'n bietjie kan weer fokus op die Roof of Africa wat so 'n ikoniese wedren is. Daardie wedren het 1967 was die eerste Roof of Africa gewees en soos jy genoem het, jy het in 1970 reeds aan jou eerste Roof of Africa deelgeneem. Ja, 1970. En in 1978 het jy die 4de plek behaal saam met Glenn Parker in die Volkswagen Kewer. 1983 het jy 'n 3de plek behaal weer saam met Glenn Parker, hierdie keer in 'n Sandmaster en by daardie geleentheid was die wedren se wenner was Jack Spencer, gevolg deur 'n sekere Gert Degener. Ek neem maar dit was Klaus se vader gewees wat toe deelgeneem het. So wat kan jy vir ons vertel van daardie era van die Roof of Africa, veral toe dit nou begin meer kompeterend raak het, weet in die latere jare wat jy deelgeneem het? Right. Let's put it this way. I started off racing in a Beetle, a standard Beetle. Okay, that's how I started off. And as I say, the years I can't remember which year is which, but I can tell you one thing. I remember we've got very few. Ons het deesdae baie min ouens wat ry. Ek onthou 'n Roof waar daar 140 karre was. Van daai 140 karre was 40 Beetles. En al wat ek wou doen was om die Beetle te wen. Die res maak nie saak nie. Overall maak nie saak nie. Jy ry asof dit R1 miljoen werd is. Dis hoe jy ry. And some of the highlights I want to mention to you was in the early years, we had a race where the river was swollen. The river was so swollen, the race was stopped. The bikers got there, and the bikers are mad, of course, and what they did is they took the wheels off their bikes, took the tubes out, and floated the bikes across the river. Nou, jy moet nie vergeet nie, die reis is gestop, daar's geen petrol aan die kant van hulle, toe slaap hulle daar so in die kaiers met die mense. Ek weet nie hoe die ouens daar uitgekom het nie, maar hulle het uitgekom. Now, another story like that is that the one year we were snowed in completely. Daar was 20 van ons gewees net in Beetles. Toe kom ons by 'n klein berg, ons kon die berg nie klim nie. Toe besluit ons, I even had chains for my Beetle. With the chains I couldn't get up. Toe besluit ons, we must get over this hill. So we formed a team. Driver and co-driver, you put a tow rope on the first car, and we pulled the cars up physically. That's what we did. All 20 of them, when you got to the stop, in whatever order you stopped, that's how you started again. En dit herinner my aan 'n ou wat die hele eerste Roof en al daai goed georganiseer het, John Salters. It was John Salters' ambition. His greatest wish was that the Roof be so tough that nobody finish. And he would get in his Land Cruiser and go in the opposite direction with his checkered flag, and whoever got the furthest was the winner. That was his ambition. That's how tough the Roof was. There's hulle het nie meer daai spirit of a Roof nie. Dis nou weer 'n ander storie, dis net geld en vinnig. So that was very interesting for me. Then in 1970, when I did my first Roof, my co-driver was Harry Roscoe, the well-known rocket. You've seen the picture of his car flying through the air and everything like that. That was Harry. He and I did the first Roof together. It was wonderful. Then I joined up with Glenn Parker, who for many, many years raced. And then his sons came along, Brett and Stephen. They raced off-road. And then
I joined up with a fellow called Paul Kutzer. Paul is die ou, hy het 'n maatskappy gehad, Orco, Off-Road Racing Company. Hy het my kar gebou, hy het baie ander karre ook gebou. En toe ek my Beetle Racing opgegee het ek my kar aan Bux Carolyn verkoop. And ek sê net, that was a very competitive car. It had won its class and all sorts of things. I sold the Bux for 3,000 rand. As jy vandag 'n buiteband koop vir my seun se kar, betaal jy vir 'n buiteband 20,000 rand. Nou vergelyk dit. Dan sal jy sien, maar soos ek wil nie oor geld praat nie. Maar daai Paul Kutzer, hy karre gebou vir al die mense, hy het bakkies gebou, hy het karre gebou. Toe ek opgehou het met die Beatles, het ek 'n Sandmaster gekoop. Ek het 5,000 rand vir hom betaal, dis al. Ek het die engine weggegooi en 'n Chevy motor ingesit, 2.5 Chevy. Die beste engine wat jy daai kon koop. Dit was baie goedkoop, jy kan onderdele kry and it was very reliable. Die kar wat ek aan Bux verkoop het, die ou wat saam met hom gery is Kenny Scholthammer. Kenny het al die pryse gewen op die motorfietsse. Hy's baie bekend, baie gawe kerel. Maar wat alles verander het vir off-road racing, was die Bux die eerste kar ingevoer het van Amerika. Dit het alles verander, want dit was natuurlik nou groot geld, en want toe ek gery het, toe al die boere met hulle plaasbakkie saamgery. Throw the buck off, put a 200-liter drum on the back, tie it down with chains and come and race. Na daai toe Bux daai Amerikaanse karre ingevoer het, toe kan hulle nie meer deelneem nie. Dit was te vinnig, die bakkies kon nie so vinnig ry nie. En toe het dit 'n paar jaar gevat voor Toyota aan die Dakar saamgeneem het, en hulle het alles verander aan die suspensie. En nou praat jy weer van miljoene van rand. En dit is, vir my, as jy 'n privaat persoon is, jy kan nie sommer gaan deel nie, want jy sal nie betyds klaar maak nie. That is the saddest part of off-road racing. So, as ons daar kan bietjie stil staan, baie van die legendes in die sport het na jou verwys as iemand wat hulle vroeg in hulle loopbane gehelp het met raad en met voertuie, met tegniese kennis en so meer. Insluitende Bux Carolyn wat saam met Kenny Scholthammer die Volkswagen Kewer by jou gekoop het. En waarmee hulle baie sukses behaal het. So wat interessant sal wees is, wat is jou herinneringe van Bux Carolyn as 'n nuweling tot die sport in daardie begin daar? En wat 'n raad het jy vir Bux gegee wat op die ou end moes gehelp het om tot sy groot sukses later in sy loopbaan? Jy kan nie raad vir 'n ou gee nie. You've either got the spirit that you want to continue, that you don't give up, because if you give up, you mustn't come to off-road racing. You got swollen rivers, you got mud, you got snow, you got mountains, you got desert. And if you're type out that gives up, don't come, go somewhere else, go and play squash or something. So, wat se raad kan jy vir hom gee? Jy weet, jy leer baie. One of the guys, for instance, give you a small story, wat kan jy vir 'n ou sê? 'n Groot maat van my is Frans Chepek, wat teen daar ook gery het. Toe eendag toe gaan ek na hom toe sê ek vir hom, "You know my tie rod end broke." He says, "Yeah, you're not the first like to do that." He says, "What were you running?" I said, "Well, obviously a Beetle." He says, "No, that's not obvious. Don't you know? We don't run Beetle. You can get a combi tie rod end or a Mercedes tie rod end that fits in there beautifully." Now, that's not advice you can give somebody. If you come to me and you're building a new car, then I can tell you, because I learned the hard way, I broke the bloody tie rod end, then I went and bought a stronger one. And well, there's a fantastic, there was in those days, an off-road magazine from America, how to do off-road racing. They were all into these Beetles and what you can do to a Volkswagen Beetle. So obviously we all bought that magazine, we tried to do that. But don't forget that even in those days, there were professional car builders. And one of the best in those days was a guy called Ken Gillibrand. And I bought a Beetle from Ken Gillibrand that he had modified. And he put all fiberglass parts on.
But those days, the rules were very strict and the Beetle had to have the full body on it. So what he did was he made a body out of fiberglass, drilled little holes in the front and the back. The first bump that he hit, the front portion fell off and he had plenty of ground clearance. So those are things you can't teach anybody that, those are the kind of characters that you meet. And he was really one of those characters. So natuurlijk, jy sal advies gee aan iemand wat vir jou kom vra. Ons het baie geleer hoe die engines, of ons die onderdele ingevoer van Amerika uit. Ons het in daai tyd het ons die pistons gebruik van die Chevy V8 en ons het die sleeves gebruik van 'n Magirus Duits and boarded out to fit the 4-inch Chev piston. Natuurlijk, die ouens wat geld gehad het, they imported a big bore kit and you increased the size of the engine from 2 liters to 2.8, even 3.2. That was using a Type 4 motor. So we made a hell of a lot of progress and threw a hell of a lot of money. Not money in these days, but those days it was groot geld geweest. En vertel ons bietjie met daardie wedrenne wat so mengsel is van kompetitiwiteit, van kameraderie en avontuur. Hoe was dit gewees nou na die wedren? Weet waar julle kom ons saamgekom het rondom 'n braaivleisvuur. Hoe was die atmosfeer oor algemeen gewees by die afroad wedrenne? Baie anders as wat dit vandag is. Baie anders. Because people helped each other. Just let me tell you 2 short stories about atmosphere. There was a guy who built the most beautiful twin-seater in Krugersdorp. Brand new, owned the panel beater works. It was the most beautiful car I'd ever seen. And the roof goes along the mountainside and it winds its way along, left, right. And he decided now he's going to take a shortcut. The car dropped down 20 meters. That night, back at the Holiday Inn in Maseru, we were all in the pub, and he said, guys, anybody wants my car can go and fetch it. Because, 10 people couldn't lift the car out there. Somebody ever went there with a tow truck, right? And towed the vehicle out there and got themselves a beautiful twin-seater. Those were the sort of stories that you don't hear about anymore today. And also, to tell you a story about being difficult or being different, we raced in a Beetle. And in the early days, we used the standard Beetle gearbox because we didn't know any different. After that, we learned that you can import parts from America for the Beetle gearbox with a 4-spider gear diff and the special gears and everything like that. Anyway, Glenn and I raced in a standard Beetle gearbox. The car broke down in the middle of the mountains. That's it. We went and slept in a hut. We found some oak that had a radio telephone. We phoned my wife in Maseru. She went to the scrapyard, bought a Beetle gearbox for 350 Rand, chartered a plane, flew it up into the mountains. Glenn and I, the next day, after having slept in a hut, fitted the gearbox. It worked, and we drove the Beetle home. Now, you don't hear of that anymore today.